Deuteronomium, hoofstuk 19. Jy gaan die nasies uit hulle stede, hulle huise en al hulle besittings verdryf, en wanneer die Here jou God dan hier die nasies voor jou uitroei, om hulle land aan jou te gee, en jy dan daarin gaan woon, moet jy binne die land wat jy gaan inneem en in besit neem, vir jou 3 stede afsonder. Verdeel die land wat die Here jou God aan jou gaan gee as erflike besitting in 3 gelyke dele. Indien iemand manslag gepleeg het, moet hy na een van die 3 stede vlug. Wanneer iemand 'n ander persoon sonder opset gedood het en na een van die stede gevlug het om te oorleef, moet die volgende nagekom word. Die persoon moet iemand wees wat sy medemens per ongeluk en sonder opset gedood het. Daar moet nie enige kwaadwillige gevoelens tussen hulle in die verlede gewees het nie. 'n Goeie voorbeeld is, iemand gaan saam met sy vriend na die bos om hout te kap. Wanneer hy dan die byl swaai om die boom af te kap, gly die bylkop af van die steel en tref sy vriend sodat hy sterf. Hierdie man moet na een van die stede vlug om te bly leef, want die bloedwreker kan die persoon agterna sit terwyl hy nog baie kwaad is, en as die afstand na die naaste vrystad te groot is, om inhaal en doodmaak, terwyl die persoon nie die doodstraf verdien nie. Daar was mos nie enige vyandskap tussen hom en die ander man nie. Daarom beveel ek jou vandag om vir jou 3 stede af te sonder. En wanneer die Here jou God, volgens sy belofte aan jou voorouers, jou grondgebied uitbrei en die hele land, volgens sy belofte aan jou voorouers, aan jou gee, en jy ook al die regulasies nakom wat ek jou vandag beveel, en jy die Here jou God lief het en volgens sy wil leef, moet jy nog 3 ander stede by hierdie 3 stede voeg. Daar sal dan nie onskuldige mense se bloed vergiet word in die land wat die Here jou God aan jou as erflike besitting gaan gee nie, en geen bloedskuld sal dan op jou wees nie. Maar indien iemand 'n ander persoon haat en met voorbedagte rade voorlê en opsetlik so slaan dat hy sterf, en hy dan vlug na een van die vrystede, moet die leiers van sy stad, die oudstes, daardie persoon terugbring vanaf die vrystad en aan die bloedwreker oorgee. Daardie persoon moet beslis sterf. Hy mag nie verskoon of begenadig word nie. Dit sal met jou goed gaan as jy die storting van onskuldige bloed uit Israel verwyder. In die land wat die Here jou God aan jou gaan gee om erflik te besit, mag jy nie die grense verlê wat deur jou voorouers daar gestel is nie. Wanneer iemand enige sonde of misdaad pleeg, mag daar nie teen hom opgetree word op die getuienis van slegs 1 persoon nie. Daar moet ten minste 2 of 3 getuies in 'n saak wees. Indien 'n persoon 'n kwaadwillige getuie is en valslik getuig dat iemand anders 'n oortreding teenoor hom begaan het, moet hulle regsaak voor die priester of regter wat aan diens is gebring word, in die teenwoordigheid van die Here. Daar moet deeglik ondersoek ingestel word, en as dit bevind word dat die persoon inderdaad vals getuienis ingebring het teen sy mede-Israeliet, moet aan hom gedoen word wat hy gedink het aan sy mede-Israeliet gedoen moet word. Op hierdie manier moet sulke kwaad onder julle uitgeroei word. Die ander mense moet daarvan te hore kom en bang wees. Dan sal hulle dit nie waag om weer so iets te doen nie. Hy mag nie verskoon of begenadig word nie. Hierdie reël moet geld. 'n lewe vir 'n lewe, en 'n oog vir 'n oog, en 'n tand vir 'n tand, en 'n hand vir 'n hand, en 'n voet vir 'n voet.